Is die Here nie amazing nie? Nou ja, alles wat begin het mos 'n einde. Dit het by die graf begin. Maar dit was nog nie die einde nie. Hallo julle. Vrydag was hartseer, nee. Saterdag was stil. En Sondag het hy opgestaan. En ek dink, ons as kerk kan opstaan en vir die Here 'n handeklap gee. Gee die eer wat hom toekom. Kom ons staan. Dankie Jesus. Dankie, dankie, dankie. Dankie vir vandag. Dankie dat jy vir ons opgestaan het. Dankie, dankie, dankie. Al die eer kom hom en hom alleen toe. Geen mens nie. Ons kan ons sitplekke neem. Vandag is seker een van die heuglikste dae wat ooit die wêreld kon tref. Dit wat hy gesê het, hy bereid is om te doen vir ek en jy. En as jy net gaan luister, hoe goed gebeur het, ek gaan vandag heeltemal anders te preek. Want ek wil hê ons moet besef, en bietjie stil staan, en 'n bietjie introspeksie doen. Waar is ons houding met God? Waar is ons verhouding met God? Is dit nog waar dit aan die begin was, of het ons dit 'n bietjie al afgewater? Wees 'n bietjie eerlik, nee. Die lewe druk ons nou so, dat ons soms vergeet daar is 'n God, wat ons hier gaan uithaal. Julle, dis nie die ANC, die AWB, die EGG, die OA, of wat ook al wat ons hier gaan uithaal nie. Dis Jesus Christus van Nasaret. Wat sê, die koning se hart is in my handpalm. Ons hoef nie te vrees nie. Psalm 91 sê, ons sal sien, 1000 val aan jou regterhand en 10.000 aan jou linkerhand. Na jou toe sal dit nie kom nie. Hou op om jou te bekommer en op die nuus te spring en te kyk wat gebeur nou alles. Dis alles Bybels. Dit moet gebeur. Of Piet van der Merwe daar sit of whoever daar sit, dit val net in God se plan. Maar vir my kinders werk alles ten goeie mee. Julle, ons wil almal hemel toe gaan, maar niemand wil doodgaan nie. Nou hoe nou? En ons is nie dood nie. Ons wat kinders van die Here is, gaan nie dood nie. Gebore gesterwe, that's not true. Gebore oorgestap, ja. Jy kan sonder Christus lewe. Jy gaan nie sonder hom sterwe nie. Dit vind hulle nou een na die ander een uit. Maar ons is vandag hier om te vier dit wat die koning van konings vir ons gedoen het. Dit stel ek en jy in staat om in sy voetspore te stap en te sê, Here, ek kan deur U wat my die krag gee. Want hy wat in my is sterker as hy wat in die wêreld is. Hy wat in jou is, dieselfde Gees wat Jesus uit die dood opgewek het, bly in jou. Wanneer jy praat, moet berge skuif. Die woord sê so. God is almagtig. Hulle kan hom spot, hulle kan doen net wat hulle wil. Dis nie die spykers wat hom aan die kruis gehou het nie. Glad nie die spykers wat hom daar gehou het nie. Het Jesus homself nie gesê, ek kan die legioene engele kry om my te kom help nie. Wat het hom aan die kruis gehou? Sy liefde vir ek en jy. En sy liefde het refuse om af te klim. Daar's 'n worship song wat sê, His love refused rescue. Vir ek en jy. En dan sê hy ook, al is jy ontrou, ek wat God is, bly getrou. Ek sal jou vashou, ek sal jou beskerm, ek sal by jou wees. Kom net terug. Kom net terug. Life is gonna happen unto you. Wat gaan jy dan doen?
Lelani was daar, jy was daar, toe ek by Kormet ingekom het en hulle nie kan bloeddruk kry, nie pols, niks, whatever nie. En ek wil nog help met die reistool ook. Was dit so, Lelani? En God het gesê, jou werk is nie klaar nie. Elkeen van ons wat vanoggend hierso sit hier omdat jou werk nie klaar is nie. Is God nie amazing nie? Ons loof en prys die Here Jesus. My titel van my boodskap vanoggend is As die graf kon praat. As die graf kon praat. As die graf kon praat, is die hele boodskap wat hy sou sê, is Jesus Christus is waarlik die Seun van God. Soveel mense tot vandag toe, hulle is ateïste en ek weet nie wat se eerste is hulle alles nie, maar probeer God uitredeneer, probeer Jesus uitredeneer, en deur 'n gees van godsdienstigheid, soos die Fariseërs en die Sadduseërs gehad het, probeer hulle Jesus in 'n ding indruk en uitredeneer en idees en goed. Almal het idees. En dan staan die waarheid. Almal het opinies en dan staan die waarheid. En die waarheid maak ons vry. Hulle kan stry doen net wat hulle wil. Jesus Christus van Nasaret is die waarlike Seun van God wat gekom het as mens op aarde, uit die hemel uit gemanifesteer is in 'n virgin in aarde toe gekom het, 3 jaar dit beloop het, om al ons smarte en goed te ken en te weet en te leer en vir ons te wys, dat jy kan as jy probeer, aan die voete van die Here bly, en dat hy onthou ons is net mens, dat hy vir ons altyd daar gaan wees, tot aan die volëinding van die wêreld, gaan hy vir ons daar wees. Al wat ek en jy moet doen is probeer. Ons gaan foute maak, maar ons gaan opstaan. En hoe meer ons van Jesus leer ken, deur die woord en nie deur mense nie. Want goeie genade, wat mense deesdae preek op YouTube en ek weet nie wat se plekke als nie, is scary. Die rubbish wat hulle praat. Ons is nie meer in 1552 wat net die priesters die Bybel geken het nie. Jy het die Bybel en ons mag dit vrylik lees en gaan self uitvind wie hierdie man is. Jesus kan jy sien. Hy het nie net aan die disippels, dis God die Vader wat sy gesig hier nie kan sien, maar Jesus kan jy sien. Hy het 3 jaar saam met die disippels geloop. Maar as hierdie graf kon praat, sou dit sê, ek is koning van al die konings. En ek gaan nog kom op die wolke, en op my sers gaan geskryf staan, King of Kings. Ek gaan kom, ek is die koning. Matteus 27 vers 57 tot 60. En toe dit aand geword het, het daar 'n ryk man van Arimatea gekom met die naam van Josef, wat self ook 'n disipel van Jesus was. Hy het na Pilatus toe gegaan en die liggaam van Jesus gevra. Toe beveel Pilatus dat die liggaam afgegee moet word. En Josef het die liggaam geneem en dit met skoon linne toegedraai. En dit in sy nuwe graf, niemand het ooit in daai graf gelê nie, wat hy in die rots uitgekap het, en nadat hy 'n groot steen teen die opening van die graf gerol het, het hy weggegaan. Nou die tyd wat hulle begrawe het, daai tyd, toe ons in Israel was ons nou in hierdie grafte gewees. Dit is so groot spilonk ding, en dan hier aan die kante is sulke arches so uitgekap. Onthou julle dat Jesus gesê het, iemand het vir Jesus gesê, dat ek net my pa begrawe, onthou julle dit? Toe het hy gesê, dat die dooies hulle eie dooies begrawe. Nou dit werk so, heel agter lê so 'n konkrete slab, so 'n klipslab ding, so die persoon wat sterf word toegedraai in spesery en doeke en word daar neergesit. En na 'n jaar, ek weet hoe lank vat dit vir 'n liggaam om te verdwyn nie, dan sit net die bene. Dan gaan die oudste seun, volgens Joodse tradisie, gaan haal die bene en sit in een van daai hokkies. Wat beteken die graf bly altyd oop? Dis soos hulle familiegrafte gewerk het, né? So, Josef het hom daar neergelê. Maar onthou julle van Nikodemus.
wat in die nag na Jesus toe gekom het, hy was 'n Fariseer. Toe sê hy, wat moet ek doen om gered te word? Toe sê hy, jy moet weergebore word. Toe sê hy, maar hoe kan ek teruggaan in my ma se baarmoeder in? Toe verduidelik Jesus vir hom, dat sy gees wedergebore moet word. Nou Nicodemus, gaan ek net te vir julle verwys uit die Bybel uit, het speserye gekoop. En hy het saam met Josef daarin gegaan. Dit was Joodse tradisie daai tyd om die liggaam met speserye in te vryf. Dit sal die graf vir jou sê, ek is die koning van konings. Dood kon Jesus nie hou nie. Dood het nie 'n sê gehad oor Jesus nie. Dood het gedink hy het oorwin. Vir 3 dae lank het dood gedink ek het oorwin. Daar lê die koning van konings. Die graf sou sê, ek is alwetende God, wat selfs vir die dood sal sê, hoe lank sal ek daar vertoef? Matteus 12 vers 40. Die Fariseërs en skrifgeleerdes vra 'n teken vir Jesus, en Jesus sê, ek weier. Ongelowige mense vra 'n teken, dis wat hy vir hulle sê, want hy het hulle harte geken. Want soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. Voor Jesus dood is, het hy vir die dood gesê, hoe lank sal hy daar wees? Die graf sou sê, my vlees sal nie verderwing sien nie. Handeling 2 vers 31. Omdat hy dit vooruit gesien het, gespreek van die opstanding van Christus, dat sy siel nie in die doderryk verlaat is, en sy vlees ook nie verderwing sal sien nie. Jesus is alwetende God, hy weet alles. As die graf sou praat, sou dit sê, dit wat ek gesê het, kom ek na. Ek is nie 'n mens dat ek sou lieg nie. Johannes 14 vers 6. Johannes antwoord vir Thomas en sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Nou terwyl sy liggaam daar lê in rus, moet ek my beloftes nakom aan die mens, en ek daal af na die diepstes van die aarde, en ek gaan preek in Hades, in die hel. Jesus vaar af, vat die sleutels van die dood, en hy gaan preek, want niemand kom na die Vader, behalwe deur die Seun nie. Het Jesus nie gesê, hy sal nie kom voordat elke persoon van hom gehoor het nie. 1 Petrus 3, 18 tot 20. Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei, hy die regverdige vir die onregverdige, om ons tot God te bring, hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak is in die gees, in wie hy ook heen gegaan en gespreek het vir die geeste in die gevangenis, wat eertyds ongehoorsaam was, toe die langmoedigheid van God eenmaal gewag het in die dae van Noag, onderwyl die ark gereed gemaak is, waarin weinig, dit is 8 siele, deur water heen gered is. Het Noag nie vir hulle gesê nie, nou Noag bou aan hierdie ark 120 jaar. En die Here sê ook die laaste van dae sal wees soos die dae van Noag. Hulle sal trou, hulle sal dit doen, dat doen, die lewe sal net aangaan soos wat dit aangaan. En skielik, in die knip van 'n oog, nou kyk hoe vinnig knip jy jou oog, dan kom hy op die wolke. Skielik. En hy sê ook vir ons, moenie hulle glo as hulle vir jou sê, in die woestyn, hier is Christus nie. Moenie vir jou glo as hulle vir jou sê, hierdie en daardie nie. Nou ek het al vir julle hoeveel keer die video so goed gewys, van 'n traffiekop in Rusland wat sê, hy is Jesus. Net omdat hy lang hare het, 'n baard het en wit klere aan het, hy is nou Jesus. In Uganda, ry een, hulle aanval, soos vrot vlee voor hom neer, soos wat hy in die paadjie afloop, hy is Jesus. En daarom waarsku die Here ons, Satan doen hom voor as 'n engel van die lig. Hoeveel mense glo dit nie? Jim Jones laat al die mense gif drink, tot die kindertjies. En mense glo dit. Hy waarsku ons vir hierdie goed. Hy sê 1 Petrus 4 vers 5 en 6. Hulle sal rekenskap gee aan hom wat gereed staan, om die lewende en die dode te oordeel. Want, daarom staan ook aan die dode die evangelie verkondig. Hier staan dit in jou Bybel. Aan die dode is die evangelie verkondig. God is 'n regverdige God, hy gee almal daai kans.
Almal. En dan is dit hulle besluit, wil hulle hom aanneem, wil hulle nie. Is dit die wil van die Here dat almal gered word? Yes, word almal gered. Hulle keuse. Sodat hulle wel geoordeel kan word na die mense in die vlees. Want ons almal gaan voor God staan, om geoordeel te word, of om ons beloning te ontvang. Dit hang af watter een jy, wat jy gedoen het hier op aarde. Want wat jy hier op aarde doen, maak saak. Want jy saai. Maar lewe na God in die gees. Hades is die helm van die dooies. Nou daar's vreeslike baie gestryery oor die hel. Nou onthou julle toe Lazarus dood gegaan het, né? En die ryk man. Onthou julle dit. En moet nou nie van die ryk mense sê hulle gaan hel toe nie. Dis glad nie wat daar staan nie. Die Here het niks teen ryk mense nie. Hy sê the love of money. As jy geld liefhet, meer as jou skepper. Die ryk man, Lazarus sit by sy poort, begeer sy broodkrummels. Dis wat die woord sê. Toe hy doodgaan, toe praat hy met vader Abraham. Toe sê vir Lazarus, hy moet vir my kom water gee. Nou, dis soos 'n dokter se spreekkamer. Nou, hulle noem 'n gedeelte van Hades, die plek van die dooies, noem hulle Abraham's Corner, Abraham se deel, waar hy nou as gevolg van hierdie skrif. Almal wag daar in anyway, om paradys toe te gaan. So daar's 'n vreeslike gestrydery daaroor. Kom ek sê nou vir jou, die Bybel sê, moenie 'n dwaase stryd vra betrokke raak nie. Sorg jy net dat jy die hemel haal. Dis waaroor dit gaan. As die graf kon praat, sou dit sê, ek is op pad om my kinders wat toegesluit is na Hades, die helm van die dooies te kom haal, want ek het die sleutels van die dood. Openbaring 1 vers 18. En die lewende, en ek was dood, en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Jesus het dit afgevat. Dis nie of ek en jy net gaan doodgaan en daar is ons nou dood en forever dood nie. Nie is die satanis is forever dood nie. Want hy gaan ook sy loon ontvang. As die graf kon praat, sou dit sê, ek het jou lief met 'n ewige liefde. Onvoorwaardelik het ek jou lief. Ek is 'n God van genade. Ek is 'n God wat wil hê jy moet weet, jou naam is in my handpalm gegraveer. Jy is die appel van my oog. Niemand sal jou lief hê soos wat ek jou lief het nie. Want ek is jou vormeerder, jou maker en jou God. Die graf sou gesê het, Vrydag het alles hopeloos gelyk. Saterdag was daar 'n stilte. Die disippels uitmekaar gesketter, onseker oor wat nou gebeur het. Sondag, toe stuur ek my engel. Een engel. En ek sê, rol daai klip weg voor daai graf. En terwyl die engel neerdal om te doen wat God hom beveel, ruk die aarde en dit bewe en hy gaan sit op die klip. En die Romeinse soldate wat die graf moet oppas, val soos dood voor een engel neer. Dis wat die Bybel sê. Josef en Nikodemus het my liggaam geneem in die nag. Nikodemus het met 'n mengsel van mirre speserye gebring en Josef het my liggaam toegedraai in linne saam met die speserye, soos die gewoonte was van die Jode. In my nuwe graf. Ek is 'n koning. Ek is 'n koning. Hierdie graf is vir my uitgekies want dit kon my nie hou nie. Hierdie graf is vir my daar gesit, sodat ek vir jou kan wys, as jy vandag nog Israel besoek, ek is nie daar nie. Ek het opgestaan. Dis die God wat ons dien. Hy sou skryf, my liefste kind, want God is liefde. Ek het opgestaan, nie vir my nie, vir jou, en vir jou, en vir die daar buite wat sal verloor staan. Ek het opgestaan en gesê, jy hoef nie verlore te gaan nie. Ek het dit alles vir jou gedoen. My engel het vir die vroue gesê,
Ek bewys vir jou my kind, ek ken jou naam. Voor die grondlegging van die aarde, het ek jou by jou naam geroep, jy is myne. Voor die grondlegging van die aarde. Die engel sê, hoekom soek julle die lewende hier by die dooies? Hoekom soek julle hom? Jesus verskyn aan Maria Magdalena en aan Maria. Maria Magdalena waaruit hy 7 duiwels uitgedryf het. En aan Maria. En hy sê, Maria, hy ken haar naam. Vandag sê hy vir jou, op jou naam, ek is jou God. Ek ken jou vrese, ek ken jou mislukkings, ek ken jou hartseer, ek ken jou pyn. Maar ek wil hê, jy moet net kyk na die steen voor die graf. Het ek nie vir jou gesê, ek sal vir jou paaie maak in die woestyn nie? Het ek nie vir jou gesê, my engele is dienende geeste vir jou nie? Hulle sal die klippe uit jou pad wegrol. Hulle sal keer dat jy nie jou voet teen 'n klip stamp nie, sê Psalm 91. Jesus het dit nie maklik gehad op aarde nie. Soos ons is hy bespot, vervloek, verraai, verloon, gepynig. Die wêreld hou nie van ons nie, julle. Meeste van die tyd nie jou familie nie. Hulle like jou eintlik nie, want die kom jy alweer. Dis die waarheid. Die moeilikste mense om tot bekering te lei is jou familie, want hulle ken ons foute. Hulle ken waar ons was. Hulle vergeet wie ons nou is. Die ou dinge het verbygegaan, ons is nuwe mense. Maar hulle onthou nog wat ons gedoen het, want dit laat hulle beter lyk. Dan hoef hulle nie die keuse te maak nie. My kind, ek het beloof, in Handelinge 1 het ek beloof, ek sal aan julle verskyn, lewend. En hy het aan plus minus 500 mense verskyn in die 40 dae wat hy op aarde was. Aan sy disippels het hy deur die mure geloop. Sien, dis waar Casper die spook vandaan kom. Want die duiwel kan niks maak nie, so hy kopie. Dis net Jesus wat deur mure kan loop. Dis net Jesus wat kom en sê, ek het julle beloof, ek sal julle nie alleen los nie, ek het julle dit beloof, hier is ek. En soos ons ook maak, het Thomas gesê, ek sal dit nie glo, want hy was nie by nie. Nie voor ek my hande in sy sy kon druk nie. Glo ons werklik dat Jesus jou God is? Glo ons werklik dat hy gaan terugkom vir ons? Of glo ons dit omdat dit 'n mooi ding is om te doen? As die graf kon praat. Hy sê, ek het na my lyde my lewend vertoon en baie kentekens gedoen tydens die 40 dae dat ek hier was. En ek het oor die dinge van die koninkryk gespreek. Onthou julle die Emmausgangers? Hy het saam met hulle geloop. Hy het hulle die hele evangelie vertel. En toe hulle wegdraai, toe sê hulle, maar was ons harte nie brandend in ons nie? Ons moes geweet het is hy. Maria en Maria Magdalena het gedog, dis die tuinier wat met hulle praat. Jy sien, soms gebruik die Here iemand wat regtig nie indrukwekkend is nie, oor jou pad, om vir jou van hom te kom vertel, en dan vertel ons hoogmoed vir ons, dat die Here sal nie so 'n persoon gebruik nie. Hulle het nie geweet, dis Jesus wat met hulle praat nie. Hulle het gedink, is die tuinier. Die ryk man het geen aandag aan Lazarus gegee nie. Ver benede sy stand.
Daarom sê die Bybel, wie jy dink daar gaan wees, gaan nie daar wees nie. En wie jy dink nie daar gaan wees nie, gaan daar wees. God is nie 'n aannemer van persoon nie. Hy het ons almal lief met dieselfde, presies dieselfde lewe. As jy nie vir die man op die roubok kan bid, met dieselfde kragtige gebed as wat jy vir jou vriendin kan bid nie, is daar fout met jou. Dan moet ons na ons harte kyk. Is daar hoogmoed? En is ons monde nie vinniger as ons brein nie? Ag, ek was baie keer guilty daaraan. Jou mond is vinniger as jou brein. En wat doen ons dan eintlik? Ons oordeel. Laat God die God wees wat oordeel. Hy sê, omdat ek opgestaan het, al sterf jy. Hoor wat sê Johannes 11 vers 25. Omdat ek opgestaan het, al sterf jy en jy het in my Jesus Christus gelewe, sal jy lewe, al het jy ook gesterf. Dis nie finaal nie. Dis stepping over. Ek stap oor. Ek is die opstanding en die lewe. Ek is. Skep moed. Ek het gegaan om vir julle plek te gaan voorberei. Ek kom weer en ek sal julle na my toe neem, sodat julle kan wees waar ek is. Nou as daar een plek is waar jy wil wees, is dit waar Jesus Christus is. Die hel word heeltemal in die Bybel beskryf. Die hemel word heeltemal beskryf. Dat daar nie nag is nie, dat daar geen smart, pyn, hartseer, dit is nie meer daar nie. Ons het dan ons deel hier op aarde gehad. Dan sê hy, nou dat ek vir jou gesê het, ek het jou lief. Nou dat ek vir jou gesê het, ek is die lewe, ek is die lig, ek is die waarheid, ek is dit alles. Wees jy die lig in die wêreld. As die graf kon praat, sou dit gesê het. Toe julle die steen wegrol, was dit lig. Wees die lig van die wêreld. Dis wat ek vir jou vra. Ek vra vir jou, gaan vertel die mense van my. Gaan sê vir hulle, leer hulle, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Leer hulle om alles te onderhou wat ek julle geleer het. En kyk, ek is met julle, hier is my belofte, jy is nie alleen nie. Ek is met jou tot aan die volëinding van die wêreld. My lewe is met bloed geskryf. Kort wou iemand my doodmaak. En my bloed praat vandag nog vir ons in die hemel. Wat meer wil jy hê? Wat meer wil ons van God hê? Goed gebeur in ons lewens, ons maak foute, ons struikel, ons word bang, ons word benoud. En ek dink die hele ding van bang vir die dood is omdat dit vir ons onbekend is. En ons as mens is nie maklik om jou mense hier te los nie. Hoe neem jy afskeid as God dit nie vir jou doen nie? Hoe doen jy dit? En daarna los hy ons nie. Hy tel ons op en hy sê, kom sit hier by my. Ek het jou lief. Jy kan met my praat. Want my hand is nie te kort om te help nie. My oor is nie te swaar om te luister nie. Soms praat 'n man en 'n vrou met mekaar. En jy kan hoor die ander luister nie regtig nie. Sê net ja, toe moes hy eintlik nee gesê het. Maar sy sê nee, maar sy eintlik ja moes gesê het. Want ons luister, maar ons hoor nie. Daarom sê die Here kort in sy woord, wie ore het, laat hom hoor. Wie ore het, laat hom hoor. Is maklik om te luister. Ek kan enige geluid van hier af optel. Maar om te hoor, beteken ek vat dit ter harte. Ek het gehoor wat jy sê. Hoor net wat ek sê. Hoor net wat ek sê, sal ons mekaar sê. Hoor net wat ek sê. Kort sou Jesus sê, wie ore het, laat hom hoor. Laat hom hoor. Met ander woorde, ek maak hier aan julle 'n openbaring bekend wat ek wil hê jy moet hoor. 'n Openbaring van wie ek is.
Want jy gaan vir jouself geestelik uitput tot die dood toe, om met mense te stry oor wat hulle glo. Glo jy die waarheid? Johannes 8 vers 32. Ek is die waarheid, en die waarheid maak jou. Bou verhouding met Jesus. Jy kan Bybelstudie doen, jy kan A+++ kry, jy kan elke 5 sekondes kamer toe gaan om te bid, jy kan al hierdie goed doen, as jy nie 'n verhouding met hom het nie, te vergeefs is dit. Te vergeefs. Want kommunikasie van Jesus af na ek en jy toe is 'n two-way. Iewers te praat hy, en iewers te praat jy. Maar alles is instant. Instant koffie, instant doeke, instant alles. Nog net die baby moet instant wees, dan is alles instant. Jesus het nie 'n cheap verhouding met ons nie. Hy het nie 'n cheap verhouding nie. Dit het hom alles gekos. Alles. Daar's geen vernedering wat jy kan deurgaan, wat hy deurgegaan het nie. Daar's geen pyn wat jy ooit sal deurgaan, wat hy deurgegaan het nie. Niks. En hy doen dit vir ek en jy. Hoekom is ons as mense bang om liefde te wys? Hoekom? Elke kyk wat Jesus gegee het na die verlamde, na Petrus, na Judas, was met liefde. Want God is liefde, sy karakter. Hy kan nie verander nie, hy gaan nooit verander nie. Kan julle dink wat dit aan God die Vader se hart gedoen het, daai dag toe hy die ark agter Noag moes toesluit? En hy sien hoe sy kinders moes doodgaan omdat hulle nie wil hoor nie. Abraham smeek, Here, 50, 40, 10 mense. As jy hulle kry, moenie Sodom en Gomorra laat gaan nie. Julle, hy het opgestaan. En toe hy opstaan, toe sê ek, doen dit vir jou, vir jou, vir jou, vir jou, vir jou en vir jou. Moenie my in die graf los nie, want ek is nie daar nie. Ek het waarlik opgestaan. Nou kom staan ek en jy nie hierdie week op nie. Staan op oor daai omstandighede en sê ek weier dit in Jesus naam. Daar staan geskrywe, hy het opgestaan. Probeer bietjie iets wat jy nog nooit gedoen het nie. Jy het nie nodig om die pastoor te bel nie. Dieselfde gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, bly in jou. En ek wil vandag ook met ouers praat en vir jou sê, al is jou kind 102, moenie dat hulle jou manipuleer nie, jy sê wat reg en verkeerd is. Maar hulle like dit nie. Ag, sorry om te hoor. Jy sit hulle op hulle plek, jy vertel hulle wat reg en verkeerd is in die woord van God. En jy kan nie antwoord vir jou kinders se foute nie. Dit is onmoontlik. Jy het hulle reg geleer, kinders maak hulle eie besluite. Maar met liefde. Want iewerste was ek en jy jonk. Julle sal nie glo nie, maar ons was. Nie waar nie? Het ons geluister? Nee. Ons ouers het met ons geduld gehad, soos wat ons hemelse Vader met ons geduld het. En die enigste manier om te weet hoe hy goed gedoen wil hê, is hier. Wow, dankie Jesus. Dankie vir genade op genade op genade op genade. Ek sal nooit vergeet
Dit is wat ek myself onthou wanneer ek moedeloos raak, moeg raak, bang raak, is hierdie ding. Ek kan los, hy gaan nie los. Ons loof die Here. Kom ons staan. Wie het vir jou opgestaan? Jesus. Wie? Jesus. Wie? Jesus. Okay, kom ons skree vir hom Jesus. As jy vir die blou bulle kan skree, dan kan jy vir Jesus skree. As jy vir WP kan skree, kan jy vir Jesus skree. Ek weet wat se ander span is daar, ek se vrystater. So. Ag, moenie lag nie, julle weet al die goeie rugbyspelers kom daar vanaf. Gaan ons vir Jesus skree? Amen. 1, 2, 3. Jesus! 1, 2, 3. Jesus! Dis wie vir jou opgestaan het. Ons loof en prys U. Here, nou wil ons as kerk kom en ons wil ons hande klap dat U kan hoor, Ex-Ministries dien die lewende God wat opgestaan het vir ons en wie ons gaan kom haal. Maranatha, U kom weer. Amen. Dankie Here Jesus. Weet jy, hierdie week wat voor lê, gaan ons weer foute maak. Maar dan sak jy jou kop, net waar jy is, en jy sê, Vader, vergeef my. Jy was jou gesig, en jy gaan aan. En jy dien hom weer. Want hy sal jou nie los nie. Skole begin weer, die werk begin weer, dis weer druk en dis 'n gehardlopery. En ons leef aan die verkeerde kant. Ons hardloop ons mors dood vir die baas en vir al daai dinge en ons siele kry anoreksia. Ons gees kry anoreksia. Nee, change 'n bietjie. 5 sekondes in die oggend. Môre Heilige Gees, môre Jesus, môre Vader God, ons dankie vir 'n nuwe dag. Geseënd is my dag. Ek spreek oor hierdie dag. Ek is nou maar eenmal die geseënde van God. Ek het guns by God en ek het guns by mense. Amen. Dan klim jy in jou kar en jy pleit die bloed van Jesus oor jou kar, jou familie, jou diere, jou finansies, die plek waar jy werk. Jy dank die Here by voorbaat vir promosie. It ain't gonna happen as jy dit nie sê nie. Ja, maar my baas het ingestap en gesê, okay, julle, sorry. Jou baas is nie in beheer nie, God is. Wat maak dit aan jou saak, waar kom dit vandaan? Die Here gooi nie cash uit die hemel uit nie. Hy praat met iemand. Laat hy met jou baas praat. Seën jou baas, sodat jy geseën kan word. Julle is welkom, julle weet hoe dit werk, ons gaan ons oë sluit, en God dank vir hierdie dag. As dit op jou hart lê dat jy offering of iets vir die Here wil gee, ons gooi dit daarin, en dan is julle welkom om hierdie dag te gaan vier. Nou kan julle vleis braai. En whatever dit is wat julle doen, want dit is die moeite werd. Vader, in Jesus Christus naam, 1000 dankies dat U ons koning is. U lewe Here, en U het opgestaan vir my en vir ons almal. U het opgestaan en gesê, ek is waarlik God, ek is die seun van God, en ek het gekom om hierdie prys te betaal, sodat jy dit nie hoef te betaal nie. Ek het gekom om jou vry te maak. En as jy na my graf kyk, moenie weer nie, my kind, ek is nie daar nie. Ek het opgestaan. Vir elke probleem wat jy mag face in jou lewe, is ek, Jesus Christus van Nasaret, daar, om jou op te tel, te lei, te behoed en bewaar. My Gees, die Heilige Gees, sal jou alles leer wat ek vir julle sê. Hy sal die openbaring aan julle gee hoe om te lewe vir my, om my wil te doen. En ons eer U daarvoor. Geseënd is hierdie week in Jesus naam. Amen.